'n voorreg wat ons het om weer in die woord van die Here te kan werk. Weet jy, as ek hierdie Bybel vat, en ek begin hom lees, en ek begin hom ondersoek, dan kom ek agter ek het baie werk om te doen in my lewe. En as ek baie werk nodig het om te doen in my lewe, hoe kan ek nog kyk na iemand anders se lewe? Want dan ooreis ek myself. Ek kan net iemand se lewe reg kry, of myne, of die ou daar buite se. As ek so gekonsentreer is om die ou daar buite se lewe reg te kry, dan is ek mos nou besig om 'n balk op 'n splinter uit iemand anders se oog uit te haal terwyl ek 'n balk in my eie oog het. Dan kan ek dit ook nie eens reg doen nie. Maar die woord van die Here is 'n tweesnydende swaard. Hy sny beide kante toe. Ek sê baie maal vir die mense daar buite, wat vir jou reg en verkeerd is ook vir my reg en verkeerd. Ek gaan my kinders nie los om goed te doen waaroor ek jou kinders teregwys nie. Ek sal eerder my kinders teregwys en jou kinders los. So kom ons kry vandag ons eie lewe in orde. Dit help my nie ek probeer iemand anders se lewe in orde kry nie. Weet jy wat gebeur? En mense daar buite is moeg. En ek bedoel dit vandag op 'n mooi manier. Hulle is moeg om te hoor. Jy mag nie dit nie, jy mag nie dit nie, jy mag nie dit nie. En as jy aangaan met die goed, dan gaan jy hel toe. Hulle is moeg om dit te hoor. Maar hulle sit en wag na iemand wat bereid is om 'n voorbeeld te wees van dit wat hy predik. Is ek die voorbeeld dat die wêreld na my kan kyk en by Christus uitkom? Almal in hierdie wêreld soek na vrede, soek na geluk. Ware vrede en ware geluk kom in by die oomblik, luister wat ek sê, wanneer dit wat ek doen, dit wie ek is, my innerlike mens opbou. Wat baat dit my? Ek het die wêreld en alles gewen, maar my siel ly skade. Daar gaan nooit in jou lewe gelukkig wees. Volkome geluk wees. As my siel en my liggaam nie saampraat nie. Want ons is stryd hier binne my. Apostel Paulus sê, wanneer ek die goeie doen, staan die kwade my by. Wanneer ek die goeie wil doen, staan die kwade my by. Daarom het hy gesê, ek bekeer myself daagliks. Ek staan in die week met 'n persoon en praat en ek sê, as ek regtig wil goed dien, en ek weet ons goed in my lewe, wat nie reg is nie, wat die Bybel sê, is nie reg nie. Gaan ek bely, en ek gaan bely, en ek gaan ween, en ek gaan die Here soek, maar verlossing sal ek kry, anders lieg die skrif. Jesus het gekom om ons te verlos van die sonde en ongeregtigheid. Maar as ek 'n verskoning soek om aan te hou met dit wat vir my verkeerd is, en ek weet dit is verkeerd, ongelukkig, gaan ek geoordeel word daarvolgens. Nou sê ek weer, wat help dit baat my, dat ek hierdie hele wêreld wen, en almal om my hou van my, en almal om my dink, ek is 'n wonderlike mens, maar hier binne in my, is daar nie volkome vrede nie, want my siel ly skade. Koffie net die skrif lees in Matteus, net 2 versies, luister net, ons gaan Openbaring toe vanoggend.
Hy sê so, Markus 8, vers 36, ek het wil neers uitprint, of nie uitprint nie, gaan soek. Toe gaan soek ek by Matteus 8, vers 36, toe kom ek agter, was nie vers 36, okay, dit moet seker Markus wees. Wat sal dit die mens baat, dat hy die hele wêreld win, en aan sy siel skade ly? Of wat sal die mens gee, as losprys vir sy siel? Want elkeen wat hom vir my woord skaam in hierdie owerspelige, sondige geslag, vir hulle sal die seun van die mens hom skaam, wanneer hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele. Vers 9 vers 1 sê, en hy sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, daar is sommige van julle wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die koninkryk van God met krag gesien kom het nie. Ons sit vandag hier, hierdie skrif is 2000 plus jare opgeskryf. En as ek dit vat vir my, en ek leer daarby, kom ek op 'n plek, waar ek volkome vrede kan hê. Openbaring 3, gaan ons gou na toe. En ek wil vir u net uit die woord van die Here uit lees vanoggend. Ek het laas Sondag gesê, ek gaan julle dalk nie lank besig hou en toe ek klaar is amper 'n uur verby. Maar wat voor is ons gejaag? Ons is op pensioen en 'n Sondag, man. Daar's niks wat jou jag, jy het nie nodig om te gaan werk nie, jy het nie nodig om jy kan rustig wees. So kom ons sit rustig in die huis van die Here en ons luister na die woord van die Here. En ek vra, Here, hoe staan my saak voor u? Openbaring 3, vers 1 sê hy, en skryf aan die engel van die gemeente van Sardes, dit is hy, wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef, en jy is dood. Ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef, en jy is dood. Ek hou daarvan as ek bid. Dan sê ek, Vader, ek dank u, dat u nie 'n mens is, wat dink en redeneer, soos 'n mens nie. En ons hou daarvan om die skrif aan te haal, van koning Dawid wat gesê het, laat ek eerder in die hande van God val, want by God is daar genade. Hier sê hy, ek ken jou werke, dat jy die naam het onder die mense, dat jy leef. Daai is 'n persoon wat deur die gees van die Here gelei word. Wanneer hy preek, wanneer hy praat, hoor jy. Dan staan die Godheid hier. En menigte kere sal die Here sê, ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef, maar jy is dood. Waar staan ons vandag? Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe. Want ek het jou werke nie volkome gevind, volkome voor God gevind nie. Nou wil ek teruggaan na die skrif toe in die Ou Testament. 1 Konings 11 vers 4. Koning Dawid is gesalf
homself as koning, en die skrif leer my, hy was 'n man naby aan God se hart. Hy was 'n man wat met God 'n verhouding gehad het. Ons ken al die wonderlike voorbeelde in die woord van die Here, toe hy hier voor Goliat gestaan het. 'n jong seun. En hy sê, van wie is jy, wat die geslagorders van 'n lewende God uitdaag? Die mense het gesing, en die skrif sê, die vroue het gesê, koning Dawid, Saul, wie is vir hom? Saul, ja. Koning Saul. Ja, ek raak met mekaar met Saul, Salomo en Saul. Maar, koning Dawid, koning Saul het sy 1000 verslaan, en koning Dawid sy 10.000. Mooi voorbeeld. Wat was die verskil tussen koning Saul en koning Dawid? Dawid se hart was volkome voor God gewees. En na Dawid kom sy seun Salomo. Nou Salomo was die wyse man in die Bybel. Maar weet jy wat leer ek in die woord van die Here? 1 Konings 11 vers 4. En in die tyd van sy ouderdom het sy vroue sy hart verlei om agter ander gode aan, sodat sy hart nie volkome met die Here sy God was, soos die hart van sy vader Dawid nie. Sy hart was nie volkome met die Here nie. En as my hart nie volkome is met die Here nie, lê daar vir my straf. Jy dra die naam dat jy lewe. Want hy weet ons almal verwys na die skrif van die wysheid van Salomo. Ons almal hou dit aan keer op keer. En wanneer ons gaan bid, weet nie van wie het dit nie gedoen nie, of wie het dit gedoen nie, maar ek weet ek het dit gedoen. Het ons gelees in die Bybel. Salomo het nie gevra na rykdom en eer en al die wondergoed, maar hy het gevra na wysheid. En met die wysheid saam, luister hoe is die mens, het God hom al hierdie dinge bygegee. Rykdom en eer en al die goed. Maar die belofte was, as jou hart volkome op my gerig is, soos jou vader Dawid, sal ek jou lang lewe gee. En die skrif sê, sy hart was nie volkome, soos sy vader Dawid. Hy het afgedraai van die rein, die enige weg, wat God vir hom uitgegee het. Mense sal sê, is maklik om daar te staan en te preek, en die skrifte aan te haal. Maar wanneer jy hier uitgaan, en jy kom in die werklike lewe, is dit nie so maklik nie. Dan wil ek vanoggend vir jou sê, jy het nog nie ten bloede toe weerstand gebied nie. Jou hart is nie volkome op God gerig nie. Daarom het jy so baie verskonings. Daarom het jy so baie redenasies. Daarom sê jy, die kerklike, die Bybel is 'n sprokie vir jou, want wanneer jy hier uitgaan, kom jy in die werklike lewe. Ek wil vir jou vanoggend sê, as my siel en my liggaam nie saam getuig dat ek 'n kind van die Here is en dit wat ek doen daarvan 'n voorbeeld is nie, is ek besig met die gemors van hierdie wêreld. Na die afsterwe van Salomo word een van sy seuns, Abia, koning. Ons lees 1 Konings 15
vers 3. En Abia, die koning was 25 jaar oud, of hy het 25 jaar geregeer. Hy sê, en hy het gewandel in al die sondes van sy vader, wat hy voor hom gedoen het. En sy hart was nie volkome met die Here sy God, soos die hart van sy vader Dawid nie. Maar terwille van Dawid, het die Here sy God vir hom 'n lamp in Jerusalem gegee, deur sy seun na hom te verwek, en Jerusalem in stand te hou. Omdat Dawid gedoen het wat reg was in die oë van die Here, sonder om af te wyk van alles wat hy hom beveel het, al die dae van sy lewe, behalwe in die saak van Uria, die Hetitiet. En wat het gebeur met koning Dawid in die saak van Uria, die Hetitiet? God het vir hom gesê, die kind sal nie lewe. Dit sal nie. Hy het die straf gevat en hy het dit gedra en hy het hom bekeer voor die Here, as ek dit so kan sê, en die woord van die Here leer my, sy hart was volkome op God gerig. Maar wat het gebeur met sy seuns, sy agterkleinkinders, sy kind en sy kleinkind? Weet jy wat gebeur, as ek dit so kan sê? Dit vat een man om afvallig te raak, en die hele nageslag na hom raak afvallig. Dit vat een prediker om die woord van God te verdraai, en almal wat verder om uitgaan, gaan die woord van die Here verdraai. En so vat dit een man om op te staan vir die naam en die saak van die Here, om te doen wat reg is in die oë van die Here. En sy nageslag sal getuiedraers wees daarvan. Hier sê hy, sy hart was nie volkome soos sy vader Dawid. Kom ons gaan lees in die woord van die Here weer in Juda 1 vers 12. Luister mooi. Die opskrif praat van teen die goddelose en die valse leraars. Ek wil vanoggend vir u sê, sit jou eie lewe daarin. Judas 1 vers 12 sê, hulle is skandvlekke in julle liefdesmaal, wat sonder vrees saam fees hou, hulle self voer, waterlose wolke wat deur die wind rondgedrywe word, bome in die nasomer, wat sonder vrugte is, 2 maal gestorwe, ontwortel. Die man en vrou, wat die naam het, hy leef. Ons dra die naam, ons leef. Ons dra die naam, ons is kinders van God. Maar hierdie God, wat hoog en verhewe is, roep vanoggend uit na die man en vrou, wat in opregtheid luister, en hy sê, jy dra die naam, dat jy lewe, maar jy is dood, want ons dele van hierdie wêreld, deel van jou lewe. Ons gaan terug na Openbaring 3 toe. Wees wakker en versterk, Openbaring 3 vers 2. Die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het julle werke nie volkome voor God gevind nie. Omdat dan hoe jy, ek
vra om verskoning. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het. En bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief. Jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Maar jy het enkele persone ook in Sedes wat hulle klere nie besoedel het nie. En hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Wie oorwin sal bekleed word met wit klere. En ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. En ek sal sy naam bely voor my Vader en voor die engele. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Ek wil vir die skrif lees in 1 Timoteus. Net kry. 1 Timoteus 5 vers 6 sê: Maar sy wat losbandig is lewendig dood. Luister wat sê die skrif. Ons dra die naam dat ons lewe, maar ons is dood. Hier sê die skrif, maar sy wat losbandig is lewendig dood. Ek wil nie net sê sy nie, maar julle wat losbandig is lewendig dood. Wat beteken losbandig? Ek kan myself nie bind om te sê ek is 'n kind van God nie, want ek lewe nie volgens die skrif nie. Hier is my kwalifikasies. Ek sit in hierdie week en ek dink, hoeveel onderwysers is in hierdie wêreld? Ons praat met 'n ou tannie en sy werk vir 'n kinderhuis. En ek sê, dit is 'n voorreg om met kinders te kan werk. Nou kyk, ek is nou een van daai mans wat nie met 'n ander man se kind wil sukkel nie. Maar weet jy wat 'n voorreg is dit? Om met 'n kind te sukkel. Wat nie weet waartoe hy gaan nie. Want as ek godsvreesend lewe, en ek doen dit wat God van my verwag, en ek kan hulle leer om by die waarheid uit te kom, om te doen dit wat God van hulle verwag. Die skrif sê nie vir nie, buig die boompie terwyl hy nog jonk is nie. Want wanneer die boompie gebuig word nie, dan groei hy net soos hy wil, en as hy te oud is, kan jy hom nie meer buig nie. En as ek met jong kinders kan werk, en ek kan hulle leer om nie 'n losbandige lewe te lewe nie, maar ek leer hulle om in die vrees van God te wandel, tydig en ontydig, kan daar 'n verskil kom in 'n verlore gaande wêreld. Ek wil weer vir u lees. Maar sy wat losbandig is lewendig dood. Efesiërs 2 sê die volgende. Vers 1 tot 5. Julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sonde. Nou kan ek hierdie skrif vat, as ek besig is met die misdade en die sonde,
En ek sit in die kerk, ek lig my hande op, ek prys sy naam, ek maak die naam van die Here groot, ek loop en getuig van dit wat die Here vir my gedoen het, maar ek is nog steeds besig met die misdade en die sonde, dan is ek dood. Want ek is nie lewendig gemaak nie. Hy sê weer, luister mooi, en julle het hy lewendig gemaak, wat dood was deur die misdade en die sonde, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerstes, volgens die magte van die lig, van die gees wat in hulle kinders van die ongehoorsaamheid bewek, of werk, ekskuus, onder wie ons almal vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en die sinnelose gedoen het. En ons was van nature kinders van die toorn. Net soos ook die ander. Maar God, wat ryk in barmhartigheid het, ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade lewend gemaak saam met Christus, uit die genade is julle gered. Volgende wil ek vir u sê, en vir myself, as my hart nie volkome voor God is nie, mors ek my tyd. Hoor jy wat ek sê? As my hart nie volkome voor God is nie, mors ek my tyd om te sê, ek is 'n kind van die Here. Want ek dra die naam voor die mense. Weet jy, as ons hier by sparring gaan, ek lyk altyd in my werksklere, 90% van die kere in my werksklere as ons daar kom. Want ek net klaar gewerk, ons gaan kopgebrood en melk. Was dit pastoor? Hulle pastoor het aangeleer ek's 'n pastoor. Hoe vreeslik gaan dit nie wees as my werke nie volkome voor God gerig is nie. En die pastoor gaan hel toe, saam met almal wat vir hom gesê het, hallo pastoor. Maar weet jy wat? As ons hart soos koning Dawid se volkome voor God is, en ons het die werke van hierdie sonde wat ons doodmaak weggewas deur die bloed van Jesus Christus, dan kan ek gereinig word, dan kan ek geheilig word, dan begin my innerlike mens, hierdie siel van my, uit die jubel, en ek het 'n blydskap in my binneste, wat die wêreld daar buite nie kan verstaan nie, want hy's altyd tevrede, hy's altyd bly, hy's appel in sy stap, al gaan dit met hom hoe. Want my siel en my liggaam praat dieselfde taal. My siel is in vreugde met God, en met hierdie stuk vleiskas verheerlik ek die Here, want dit het 'n eenheid in my geword. Maar ons sit vandag die kerkbanke vol. En God kyk na die meerderheid van ons. Hy sê, ek het enkele onder julle gevind, wat julle klere nie bevlek het nie. Ek wil afsluit met hierdie skrif in 2 Kronieke. Vers 1 en 2. 25 jaar oud het Amasia koning geword
En hy het 29 jaar in Jerusalem geregeer. En die naam van sy moeder was Jodan van Jerusalem. En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here. Maar nie met 'n volkome hart nie. Moet ek weer vir u lees? En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, maar nie met 'n volkome hart nie. Waarom sê die skrif, gee my jou hart? Want daarin lê die oorsprong van die lewe. En hy het baie dinge gedoen. Maar omdat sy hart nie volkome op die Here gerig het nie. Ek moet ophou om te doen wat reg is in die oë van die Here en dink ek is wonderlik. Dis reg in die oë van God om my sonde te bely. Dis reg in die oë van die Here om na die armes om te sien. Dis reg in die oë van die Here om in die kerk te kom. Hy sê moenie julle onderlinge byeenkomste nalat soos sommige die gewoonte het nie. Dis reg. Maar ek wil vanoggend vra, hoe staan my hart voor die Here? Is my hart volkome op God gerig? Want as hy nie volkome op God gerig is nie, wil ek vanoggend vir u sê, ek is besig om my tyd te mors. Hoekom dink jy staan daar in die skrif gesê, baie gaan in daardie dae vir my sê, Here, maar in u naam het ons duiwels uitgedryf. In u naam het ons kragtig gedoen. Wonderwerke. Ons het vir die siekes gebid. Ag Here, en ek het my tiendes vir die kerk gegee. Ag, en ek het hom gesien, na die arme pastoortjie, en ek het al hierdie goed gedoen. Dan gaan die woord van die Here nie lieg nie. Hy sê, gaan weg van my, julle werkers van ongeregtigheid. Ek het julle nooit geken nie. Ons is besig met 'n ewige stryd. Terwyl ek in die week sit en dink aan die onderwysers wat in die skole is, daar is so baie. Hulle weet wat dit is om die kinders te leer volgens die wette van die wêreld en wat vir die mens wys is. Maar wat vir my so opvallend is, hoe baie van hulle kan geleerd wees in die woord van die Here en in godsvreesende lewe lewe. Hulle weet as ons eksamen skryf, het jy 'n eindpunt wat jy moet bereik, anders gaan jy dit nie maak nie. Vandag se dae het hulle die persentasie so verlaag, die kinders het amper nie eens nodig om te leer. In ons tyd, toe ek nog skool gegaan het, sou ek het sommer gepas het met algemene kennis, net om op te let in die klas. Ek het nie eens nodig gehad om te leer nie. Vandag het hulle die skool se slaagsyfer so verlaag. En ek bedoel dit nie sleg nie. Maar weet jy wat wil ek vanoggend vir u sê? Christus se slaagsyfer sal nie verlaag word nie. Dis alles of niks. Jy kan nie doen wat reg is in die oë van die Here en dink jy's okay nie. Want die woord van die Here kyk na jou alles. Hy sê ek ken jou hart. Is jou hart volkome op God gerig? Weet jy wat het gebeur? Omdat hierdie koning se hart
nie volkome op God gerig was nie. Sê hy in vers 14 en 15. En nadat Amasia thuis gekom het, van die verslaan van Edomite, het hy die gode, die kinders van Seir gebring, en hulle voor hom as gode gestel, en hom voor hulle neergebuig, en vir 'n offerrook laat opgaan. Die sleg van dit alles is, hy het gedink hy doen dit, wat reg is, voor die oë. Toe ontvlam die toorn van die Here teen Amasia, en hy stuur 'n profeet na hom, en die het hom gesê, waarom soek u die gode van die volk, wat hulle eie volk nie uit u hande gered het nie. Net tot daar. Omdat sy hart nie volkome op God gerig is nie, het hy vir hom goedjies bymekaar gebring. En die skrif sê hy het ontslaap, saam met sy voorvaders. Ek wil vanoggend vir die vrou, hoeveel keer kyk die God uit sy troonsale na my en u, en hy vind my hart nie volkome op hom gerig nie. Ek kan maar sê, Here, Here. Ek kan elke dag van die Here praat. Ek kan getuienis hê wat ek kan uitleef, of uitvertel vir almal. Die goed baat God niks. God kyk na my hart. En hy kyk wie? Op wie is my hart gerig? Is my hart volkome op die Here gerig? Want sy oë deurwandel hierdie aarde, op soek na diegene wie se hart onverdeeld op God gerig is. In hierdie tyd wat ons in lewe, wil ek vir u sê, meerderheid van ons, wat in hierdie dae lewe, dra die naam dat ons lewe, maar ons is dood. En dan wil ek met hierdie woord vir u afsluit. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief. En jy sal nie weet in watter uur nie ek op jou afkom nie. Bekeer jou. Is dit nie tyd geword dat ek my bietjie afsonder voor die Here en seker maak my hart is volkome op die Here gerig nie. Ek hou van die skrif Maleagi 3 vers 18, julle sal die onderskeid sien tussen die wat die Here dien en die wat hom nie dien nie. Nou as ons nou vandag net na ons eie lewe kyk, en ons kyk na ons eie gemeentes. Ek praat nie van op 'n Sondagoggend wat ons in die kerk is nie. Ek praat van Maandagoggend wanneer ek by die werk is. Maandagmiddag wanneer ek in die dorp is. Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag wanneer ek in die wêreld is. Hulle is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie, want die onderskeid moet gesien word. Ons moet die lig wees in 'n verlore gaande wêreld. Maar wat baat dit my dat ek die naam dra, ek lewe, maar my liggie is dood? As ek daar buite gaan, is ek te skaam om op te staan vir die naam en saak van die Here. Ek gaan maar liewer saam met die klomp mense wat gaan hoer en rumoer en rook en drink en vloek en te kere gaan, want nee, hulle gaan nie lyk of ek nie inpas nie. Terwyl die skrif sê,
daar moet 'n onderskeid wees. Sit vanoggend jou hand in jou eie boesem en vra jouself die vraag af. Hoe staan my hart voor God vanoggend? Hierdie siel van my soek na lewe. Hierdie liggaam wat ek in lewe, het die keuse om my siel lewendig te kry. Want die siel doen nie sonde nie. Maar die sonde beskadig die siel. En dit wat ek en u doen, sê of ek lewe en of ek dood is. Onthou wat ek vir u gesê het. Koning Asia, ek dink is sy naam gewees, het gedoen wat reg was in die oë van die Here. Maar nie met 'n volkome hart nie. En sê die skrif op 'n ander plek, julle het goed begin. Wat het julle harte mislei om afvallig te word in my woorde? Kom ons gaan terug na hoe ons dit ontvang het. En ons bekeer ons weer. Anders sal die Here op ons afkom soos 'n dief in die nag. Want God is die hartekenner en hy is die muurbeproewer. Jy weet, ons kan maar dink ek sal weer bely. Wat as jou hart gaan staan? Die oomblik wat jy besig met die sonde is. Net 'n stukkie genot, dan is dit verby. Daar is nie kans om te verbly nie. Onthou hierdie God wat heilig is, het ook gesê, ek toon my oprig aan die opregtes en verkeerd aan die verkeerdes. Op 'n ander plek sê, ek sal hulle gees gee om die verdwaaldheid te gooi, sodat ek hulle kan oordeel. God vra vanoggend vir elkeen van u, hoe staan jou hart voor die Here? En vir my. Dis nie hy wat sê, Here, Here, wat die koninkryk van die Here gaan gaan nie, maar is hy wat die wil van my Vader doen. Terwyl ek in hierdie lewe is, het ek 'n kans om my voor God te bekeer in gees en in waarheid. As ek my asem uitblaas, is daar nie kans vir vergifnis daarna nie. Hoor wat ek vanoggend vir u sê. Nou is die tyd dat God gedien wil word in gees en in waarheid. Tot sover uit sy woord uit. Kom ons staan. Ek gaan my ma vra vanoggend om vir ons die diens af te sluit. Here, ons wil vanmôre vir u dankie sê vir Ja. die diens. Ons wil vir u dankie sê vir u woord. Ons prys, ons dank u. Here, maar ek vra dat dit in ons harte sal bly. Here, dat ons sal u naam kan groot maak, Ja. dat ons vir u kan uitstaan. Gaan met ons verder in die week, seën ons en bring ons weer op u bestemde tyd by mekaar. Dit vra ek in naam se wil. Amen. Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê. Dien die Here met blydskap tot ons mekaar weer sien. Amen.